Goeiemôre broers en susters en jongmaats. Baie welkom aan die teenwoordigheid van die Here op hierdie Vrouedag, maar die dag vir elkeen van ons tot groot seën wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre kan hê om die naam van die Here te kan aanroep. Dankie dat die naam van die Here vir ons 'n sterk toring kan wees. Baie dankie Here vir u liefde en u genade en dat u altyd daar is vir ons. Baie dankie Here dat ons ook op so 'n manier by mekaar kan kom in die gees en dan ook saam u naam kan groot maak in Jesus se naam. Amen. Nou ons wil vandag elkeen wat in hierdie week bejaar het, of 'n baie spesiale geleentheid gevier het, baie geluk sê, en ons vertrou dat die goedheid en die guns van die Here altyd hier saam met u sal wees. Ons gee vir u Psalm 20 vers 5. Mag die Here u gee na u hart en al u voornemens vervul. Nogmaals baie geluk. En dan weet ons ook dat ons deur die afgelope tyd ook familie en vriende aan die dood afgestaan het. En ek sal vra dat u daar waar u luister na die woord van die Here, kersie sal aansteek, net as 'n herinnering ook aan hulle wat nie meer saam met ons is nie, en ons wil die families van diegene wil ons alles sterkte sê in hierdie hartseer tyd. Ons weet, dit is nie 'n lekker tyd nou om iemand aan die dood af te staan nie, maar weet in alle omstandighede is die Here daar. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Sterkte vir u en die familie in hierdie hartseer tyd. Voor ons die woord van die Here gaan lees uit 2 Samuel 21 uit, kom ons bid saam en ons vra die seën van die Here op sy woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet die opening van die woord gee lig, dit gee wysheid aan die eenvoudige en dit verkoop die siel. Vanoggend het ons nodig, Here, dat u woord op so 'n manier met elkeen van ons praat. Ons bid, Here, dat u nou ons gedagtes sal gevange neem en dit sal bring tot gehoorsaamheid en onderdanigheid aan die stem van die Here. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing uit 2 Samuel 21, ons gaan nie al die verse lees nie, u kan dit ook in die stilte tyd doen. Opskrif, die hongersnood in Israel, die Gibeoniete en die huis van Saul. En toe daar in die dae van Dawid 'n hongersnood was, 3 jaar lang, jaar na jaar, het Dawid die aangesig van die Here gesoek. En die Here het gesê, van wie Saul en van wie sy huis waarop bloedskilder is, omdat hy die Gibeoniete omgebring het. Toe roep die koning die Gibeoniete en sê vir hulle, vers 3, Dawid het dan aan die Gibeoniete gesê, wat moet ek vir julle doen en waarmee moet ek versoening doen, dat julle die erfdeel van die Here kan sien? En hulle sê vir die koning, die man wat ons vernietig het, en planne teen ons beraam het, om ons te verdelg, sonder dat ons in enige grondgebied van Israel kan voortbestaan, laat 7 manne van sy seuns aan ons gegee word, dat ons hulle voor die Here kan ophang in Gibea van Saul, die uitverkorenes van die Here. En die koning het gesê, ek sal hulle gee. Vers 8, toe neem die koning die 2 seuns van Rispa, die dogter van Aya, wat sy vir Saul gebaar het, en 5 seuns van Merab, die dogter van Saul. Vers 10, en Rispa, die dogter van Aya, het 'n sak geneem, en dit was opgespan op die rots, van die begin van die oes af, tot daar water uit die hemel op hulle gegiet het, en sy die voëls van die hemel oordag nie toegelaat om op hulle te gaan sit nie, en ook nie die diere van die veld in die nag nie. Tot sover die woord van die Here.
Vanoggend se boodskap gaan oor Rispa, 'n vrou met 'n boodskap van liefde en hoop in 'n tyd soos hierdie. Hierdie verhaal begin reeds in 2 Samuel 3, waar ons ook lees Rispa was die byvrou van Saul. Sy was die dogter van Aya. En in hoofstuk 3 van 2 Samuel lees ons ook hoe Abner ook vir haar aangespreek het as hierdie vrou, en Saul se seun het ook vir haar aangespreek as die byvrou van sy pa. Sy was 'n onderdanige vrou, sy was 'n nederige vrou, en sy het ook die pligte van 'n vrou en 'n moeder nagekom. Nou toe Dawid moes besluit watter 7 seuns van Saul hy vir die Gibeoniete moes gee om te betaal vir die foute van hul pa, moes hy toe 2 dinge in gedagte hou. Die eerste ene was dat voor Jonathan se dood het hulle 2 afgespreek dat hulle altyd daar vir mekaar se gesinne sal wees tot na hulle dood. So hy kon nie een van Jonathan se kinders gee nie. Dat lees ons in 1 Samuel 20. En in 1 Samuel 24 het hy ook aan Saul 'n belofte gemaak dat hy sal nooit Saul se nageslag uitwis nie. So Dawid was ook in 'n baie moeilike situasie toe hy moes besluit watter 7 seuns hy vir die Gibeoniete moet gee om te betaal vir Saul se foute. En toe val die lot op die 5 seuns van Saul se oudste dogter en op die 2 seuns van die byvrou van Saul. Ons kan ons net indink hoe moes Rispa gevoel het as 'n moeder om 2 seuns op een dag te moet afstaan aan die dood. En die eerste vir haar was dat daar was nie 'n begrafnis soos wat ons dit hou en hulle ook gehou het in daardie tyd nie. Nee, hulle was opgehang daar teen die berg en hulle lyke moes dan nou deur die voëls en die diere opgeëet word. En daar het hierdie vrou soveel hartseer beleef. Sy was diep bedroef oor haar seuns en die 5 klein seuns, en sy het gevoel hulle verdien 'n begrafnis, maar hulle was gehang daar teen die berg. En toe hierdie vrou, toe dit by haar kinders kom, verander hierdie stil, teruggetrokke vroukie, hierdie eenkant vrou, hierdie vrou wat altyd gewillig was om te doen wat daar van haar verlang word, toe word sy 'n doen vrou. Ons sien in vers 10, sy vat die sak, sy gooi dit oop en sy verwilder die diere. Sy het nie saam met die ander by die huis getreur oor die seuns nie. Nee, sy het opgegaan na die berg om die lyke te gaan oppas, want sy wou begrafnis hê vir hulle en sy gaan nie vir hulle alleen los nie. Die pad op daar na die berg toe was vir haar as vrou nie maklik nie, maar sy het bidend, het sy opgegaan, want dit het sy gedoen terwille van haar kinders. In ons lewe gaan dinge nie altyd maklik nie, maar ons moet bidend voor die Here bly, soos wat Rispa ook daar die opdraand gegaan het, gaan baie keer in ons lewe ook opdraand, maar nog steeds moet ons bidend bly. Toe sy daar op die rots kom, haar sak opgooi en die diere verwilder, het sy daar ook die aangesig van die Here gesoek en met die Here gepraat. Ek glo sy moes ook die woorde van Psalm 23 ook geken het, want koning Saul in sy leeftyd was hy ook soms baie 'n rustelose mens. Dan moes Dawid gekom het om vir hom te kalmeer met musiek op sy hart, en ek glo daar het sy ook gehoor wanneer hy die woorde van Psalm 23 sê dat al gaan ek deur die dal van die doodse skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U die Here is saam met my. Vreesloos het daar die vrou Rispa op die rots gebly. Sy het op haar sak gesit, want sy het geweet haar bewaarder van Israel,
hy slymer of hy slaap nie. Hy bewaar haar in die skeer van die rots. Sy het geweet, Psalm 91 sê dat sy is onder die skuiling van die Allerhoogste, en as sy daar onder daardie skuiling is, dan is sy veilig, want dan is sy in 'n hiding place. Sy is in die plek waar sy weet sy daar die beskerming, en daarom het sy sonder vrees daar op haar sak gaan sit om met die Here te praat, om hierdie liggaam van haar kinders en kleinkinders te beskerm. 'n Ma wat bidden was tot die sterfte van haar kinders. Haar kinders was dood, maar sy was nog steeds daar om vir hulle as 'n biddende ma op te tree. Rispa, as ek aan haar dink, die verandering wat sy deurgegaan het, ek dink dit my so met teesakkie, as ons na 'n teesakkie kyk, dan is hy mos nou so vaal en hy is so kleurloos, maar wanneer ons ook water opgooi, dan verander daardie teesakkie in 'n sterk koppie tee. En hierdie vrou, hierdie moeder, het ook, toe dit by haar kinders kom, en toe daar 'n verandering in haar gekom, van daardie stil, daardie byvrou, daardie dogter, het sy 'n verandering geondergaan, want wanneer dit by mense kinders kom, dan wil jy daar wees vir hulle, jy wil vir hulle ondersteun, jy wil vir hulle 'n ma wees wat hulle weet, hulle kan op staat maak, dat hulle kan weet, hierdie ma is daar vir hulle, en selfs haar kinders het klaar gesterf, maar nog steeds was hy daar vir hulle, want hierdie vrou het geglo, sy moet staan vir die dinge wat reg is, sy moet staan vir die naam en die saak van die Here. Liewe vroue, vandag is Vrouedag, staan ons nog as vroue vir die dinge wat reg is, staan ons nog uit vir die naam en die saak van die Here, soek ons nog die beskerming van die Allerhoogste, soek ons nog daar die skuilplek. Ek onthou van 'n verhaaltjie wat ons altyd geluister het, van 'n vrou wat in 'n klein huisie gebly het met 'n klomp kinders rondom haar, maar sy was 'n vrou wat die Here gedien het, en eendag toe die predikant daar kom op huisbesoek, het hy vir haar gevra, nou wanneer kry sy dan tyd om met die Here te praat, met al die gewoel hier rondom haar, en sy het vir hom gewys en vir hom gesê, dominee, sien jy hier die voorskoot, wanneer ek sy flappie opgelig het en oor my gesig gooi, dan is ek in my skuilplek, dan is ek in my hiding place, my plek, daar waar ek saam met die Here praat, my plek wat ek die Here, my kinders opdra, die plek wat ek gebruik, om aan die Here te wy, en tyd met hom te spandeer. In hierdie tyd waarin ons lewe, is dit nodig om die Here te hê as 'n skuilplek in tye van benoudheid, en vir ons 'n toevlug wees, wanneer ons voel, ons weet nie waarheen om te gaan nie. Rispa het daar gebly, in die dag het sy die voëls verwyder, in die nag die diere. Vandag nog gebruik baie mense 'n sak om op te gooi, om te kniel voor die Here as 'n tyd van afsondering, as 'n tyd van verootmoediging voor die Here, omdat hulle wil hê, die Here moet vir hulle iets doen, 'n tyd wat hulle wil hê, die Here moet 'n verskil in hulle lewe kom maak, en dit is wat Rispa gedoen het. Sy wil daar die een kant tyd hê, want sy het 'n spesiale guns, wat sy by die Here wou gehad het, die Here moes vir haar doen, en sy wil daar een kant met die Here praat, want daar liefde vir haar kinders, al was hulle alreeds dood, het haar gedryf om net vir die Here te kan vra, om die koning se hart so te draai, dat hy sal sorg dat haar kinders 'n begrafnis kry. Sy het op haar sak daar gesit op die rots, vreesloos, want sy het geweet in wie sy vertroue. Hy sal haar daar in die rots, in die skeer van die rots, sal hy vir haar beskerm en vir haar bewaar. Wat was die gevolg van hierdie optrede van Rispa? Ons lees daar in die woord van die Here,
As ons daar vanaf vers 11 lees tot vers 14, dat die koning het haar raak gesien, die koning het ag gegee op haar versoek, en as u daar lees, dan sien u, hy het vir haar meer gegee as dit wat sy gevra het. Sy het maar net gevra vir 'n begrafnis, 'n eerbare begrafnis vir haar kinders, maar wat doen hy? Hy gaan haal die oorblyfsels van haar man Saul en van sy seun Jonathan, en hy laat haal dit, en hy sit dit saam met haar seuns se lyke, en hulle sit dit in een graf. En dit is wat die Here ook vandag vir elkeen van ons doen. Hy gee vir ons veel meer as wat ons kan bid, dink of vra, want gebed bring die hand van die Here in beweging. Ons gebede as vroue kan 'n verskil maak in hierdie tyd waarin ons lewe. Rispa het 'n groot verskil gemaak. Dit het nie net in haar lewe 'n verskil gemaak nie. Dit het nie net in haar gesin 'n verskil gemaak nie, maar die woord van die Here sê, dit het ook 'n verskil in die land gemaak. As ons daar die laaste gedeelte kyk van vers 14, sien ons, nadat Dawid toegelaat het dat Rispa se seuns begrawe word en koning Saul en Jonathan saam in die graf gesit het, en daarna het God hom oor die land ontferm. Vroue vandag wil die Here ook weer vir ons as vroue weer uitdaag om ons plekkie wat ons gehad het, ons skuilplek by die Allerhoogste, om het weer te gaan opsoek. Ons moet ons sak ook soos 'n Rispa opgooi, gaan kniel en gaan vir ons verootmoedig in sy teenwoordigheid en vir hom weer kies as ons hiding place, sodat hy 'n verskil in ons lewe, ons gesinslewe en selfs in ons land en ons kerk kan maak. Mag die Here vandag vir ons help dat hierdie lewe van Rispa, hierdie boodskap wat sy vandag vir ons gee, ook 'n verskil in elkeen van ons se lewe maak. Net ons self uit nie, maar ons weet, ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. Mag die Here vir ons daartoe help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vandag kon geleer het by Rispa, dat het nodig is om aan te hou, om deur te druk, om te fokus, om die Here te hou as skuilplek, sodat ons op die regte tyd ook gehelp kan word. Help U ons, Here, om getrou te bly in ons stilte tyd. Help vir ons om die aangesig van die Here te soek te alle tye. Asseblief, Here, meer as ooit in hierdie dag het ons U so nodig. Wil U in hierdie dag verder met elkeen van ons wees, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom, ons ontvang die seën van die Here, en nou mag die genade van die Here, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees altyd met elkeen van ons wees, in Jesus se naam. Amen.